Ek en die Agrimax span kuier hierso by Jaco. Jaco Roomex is natuurlik bekend vir die kwaliteit landbou toerusting wat hulle na die mark toe bring en die praktiese oplossings. Hoe beleef jy Nampo sover? Ek dink kom ons begin daarso voordat jy vir ons uitwys wat julle hierdie jaar nuut gebring het. Nee, Nampo is elke jaar 'n wenner. Ons sal dit nooit mis nie. Dit is lekker. Goeie ding is amper so 'n reunie. Jy sien al die ou kliënte hierso, jy praat weer met die manne, jy kry insette en jy leer nuwe mense ken. So ja, Nampo is altyd 'n wenner. Jaco, vat ons bietjie deur wat hierso te sien is, wat nuut is vir hierdie jaar. Ons het 'n paar uitdagings natuurlik hierdie jaar met dieselpryse en hoe belangrik dit is om presisie na die mark toe te bring. Wat het julle te sien en hoekom gaan die boere soveel waarde daar uitkry? Ja, sê kom ons gaan gou-gou. Ons het nou basies ons kleinste hamermelkie. Daar staan 2 van hulle. Diesel, petrol? Jy kry maar 'n diesel, 'n petrol of elektries. Jy kan die sewe verander, jy kan lekker fyn maal. Dis 'n masjienkie wat baie onderskat is. Daai dingkie doen so 2,5 ton mielies per uur. Ja, okay. So en hy word baie gebruik vir speserye en selfs spons en seker tipe van goeders wat hulle maal. Biltong, lekker biltong wat jy so op jou broodjie sit. Dis reg. Gaan alles deur daai masjiene. En die elektries, jy het nou spesifiek genoem, dis petrol, diesel en die elektries. Hoe aanvaar die mark die elektries? Is dit al iets wat Ja, dis interessant hoe dit was met toe Eskom nou ons 'n bietjie gedrop het met die krag, dis almal diesel toe. Nou drop die diesel ons terug elektries toe. Wel, dis die praktiese oplossing, dis waarvan ons gepraat het. Maar mens moet kan in die Engels woord adjust en ons probeer adjust en gee wat nodig is en dinge effektief doen. So ons doen daai masjienkies doen ons enkelfase en 3 fase. Okay. So die ouens gebruik baie sonpanele goed om hulle te dryf wat nou maklik is. Daar in Namibië, aan die Kalahari maal hulle pele en allerlei sulke goed met hulle. So dis 'n baie gewille masjien. Ons gee eintlik nie genoeg aandag aan dit nie. Maar ons doen natuurlik groter hamermeulens ook. Ons gaan daarvan gaan ons na tot 55 kW elektries en ons doen PTO hamermeulens, daar agter staan PTO hamermeulens. Die verskil van ons hamermeulens, ons blaas glad nie. So alles val in 'n augertjie en die augertjie trek dit uit, daai val direk in die sak wat maak dat ons minimum stof het. Dis reg. Ons het al selfs hamermeulens gebou wat ons nou sê geen stoffie, wat ons goeder so snyf mee maal. Tabak maal om snyf mee te maak, dan sit ons net 'n rotary valve onder en van 'n augertjie. So daar's baie daar's heel baie uitdagings. Ja, ek hoor jou. Jaco, jy het verwys na julle praktiese oplossings wat julle bied en natuurlik met die uitdagings van die dieselprys. Gesels met ons oor hierdie masjien wat ons by staan. Okay, ons doen 'n hele reeks voermengers van jou volvoermengers. Dis nou die masjiene hier. Ons begin by die 15 en 9 en dan het ons 'n 7 wat nou nie op die skou is nie. Dis masjiene wat jy die hele baal ingooi, jy kerf hom, jy meng hom, jy kry in die krib en jy glaai hom af. Met baie op die skale, hidroliese bakke wat die goeders ingooi. En dan met die dieselprys wat nou so hoog is, raak die elektriese aandrywing nou weer 'n groot ding. Almal het oorgeskakel na solar toe. En almal is gerad. Vroeër jare was solar huishoudelik. Dis reg. Soos Eskom ook vroeër jare huishoudelik was en toe nou groter geraak, maar so die solar ding, die ouens besproei nou en hulle doen alles solar. So jy kan nou jou trekker gaan parkeer wat op diesel loop en jy sit jou elektriese motor daarso en jy plak jou menger in en hy loop elektries. Met ander woorde om jou idee te gee, as jy nou solar hardloop jy mos nou basies van die teenoor 'n trekker wat sê wat 20 liter per uur 20 liter per uur sal hardloop, ja. En ons weet nou nie waar eindig die liters pryse nie. Ek hoor daar's weer 'n lekker verhogingkie. Ek verstaan so. Maar ja. So ons moet slimmer raak en beter doen en hierdie goeders op 'n ander manier uitsorteer en dis wat ons wil doen. Dit is vir ons belangrik om absoluut meer effektief te doen. Kom ons gaan kyk wat het julle nog hierso. Ons staan nou hierso by die pilaanleggie. Nou Jaco, wat vir my interessant is hierdie is 'n kompleet eenheid. Vat ons deur wat maak hom uniek en hoekom hy eintlik so sterk verkoper is vir julle. Okay, hierdie is 'n nuwe masjienkie wat ons gebou het. Die aanvraag raak al hoe groter vir enkelfase masjiene wat jy kan inplak en by gewone krag en jy kan dan nou voermeng of wat ook al. So ons het hierdie masjien gebou, hy begin met die hamermeeltjie in die bokant. Ek sien. So jy kan alles deur jou hamermeel gooi. Ja. Hy gaan in jou mengertjie in, van jou menger af hy na jou pulmasjienkie toe.
En hy maak sy En gee vir jou pilletjies. produk, ja. Ja, so dis 'n baie eenvoudige masjien. Dis 'n bekostigbare masjien, maar die groot ding is hy's enkelfase. Dit is die ding, So ja. die ouens wat nie 3 fase het, die kan nou pilletjies maak. Ouens wat met pluimveeboer en Dis reg. die van goeders, dis eintlik waar baie ouens gebruik om vir pluimvee om ja. 'n 4 mm pilletjie te maak om hulle pluimvee te voer, hoenders en ja. Fantasties. So dis 'n baie eenvoudige klein masjienkie. Ja. Ons het natuurlik groter soos wat daai kan staan, wat jy 'n groot menger het, weer 'n augertjie met die pulmasjien. Ons het die hamermeel. So ja, dit gaan natuurlik groter ook Natuurlijk. en maar dit is ons kleinste nuwe baba masjienkie. Masjienkie. Ons kry dit baie navraag by veral die opkomende boere om te kan pille maak. So hulle wil pilletjies Ja. maak En 'n volledige produksie in een. Dis die voordeel. Dis nie 3 verskillende. Ja, dis nie 'n complicated ding nie. Ja. Hy's bekostigbaar en is kompak, is maklik en hy werk enkelfase. So ja. 100. So hy's nogal baie gewild. Ons het maar altyd tog gelap en plak, maar hierdie een het ons nou gebou spesifiek as 'n unit. Jaco, hier agter ons is die Rumex strooier. Vat ons deur, wat maak hom uniek? Dit is nie natuurlik julle enigste model wat julle het nie, maar vertel vir ons 'n bietjie meer van hom. OK. Hierdie masjien sy eintlike doel is om terwyl jy strooi gooi op die bankies, dis hoekom hy split, hy voer vorentoe. Hy split hom, hy gooi op die bankies. Op hierdie masjien wat ons anders gedoen het, ons het hierdie stelsel opgesit. So wat hy doen is dis 'n presisie strooier dan. So jy sit jou data in en hy strooi minder of meer soos wat die behoefte is met jou grondontledings of op jou oeste of hoe jy ook al. Op die wingerde sal dit gewoonlik op grondontledings gaan. Ja. Wat jy dan op 'n kaart insit en met die GPS en hy gaan dit dan net meer of minder maak. Die masjien is goed op alle organiese goed. Hy kan nie korrelkunsmis doen nie, maar hy kan pilletjies doen, hy kan hoendermis doen, hy kan mis doen. Hy kan kalk en gips. Kalk en gips ook, okay. Ja. So die voorkant gooi hom op die bankies. Hy het 'n disselboom wat kan knak en die wingerdboor, en die vrugtebore sit as jy een konveier, dan gaan hy onder die boom inskuif en jy gooi hom op die bankie. Ons weet dat insetkoste is een van die grootste geselspunte en om presisie te wees, jou masjinerie is noodsaaklik. Jy moet alles wat meetbaar is en wat jy kan verminder of bepaal is van kardinale belang. Ja, 'n paar jaar terug toe sê 'n boer vir my, hy boer nie in streppies, hy boer sy hele plaas. Hy het intussen dit ook so. En nou sy kliënt, ja. Ja, ekonomie trek jou daarna toe. Jy moet mos nou op 'n stadium moet jy mos maar kyk daar waar die goed groei, daar sit jy jou produk neer laat dit vir kunsmis. Aan die agterkant gooi hy oop, hy het 2 spinborde agter. So dan gooi hy oop en jy kan jou kalk oopgooi, jy mis oopgooi vir voorbereiding, maar as jy klaar geplant is, gooi hom op die bankie. Die ander ding is kompos te gooi vir vogbewaring. Houtchips, al daai tipe van goed. So ja, boerdery verander by die dag. Ons het gepraat oor tegnologie, belangrikheid van presisieboerdery. Jaco, nou die skaal lyk eenvoudig, maar hy is glad nie. Vertel vir ons 'n bietjie oor die tegnologie wat hier ingaan en die voordeel wat die boere uittrek. OK, wat dit is, dis 'n baie eenvoudige skaaltjie as jy hom so kyk. Hy's uit stainless steel gemaak, het 'n lekker groot display. Maar wat hom interessant maak is hy het 'n Bluetooth kommunikasie. So ons gebruik dieselfde instrument op al ons masjiene. Of dit nou 'n voermenger is of 'n lekmenger so hier agter of 'n beeskaal, dis dieselfde instrument. Nou die instrument kommunikeer met 'n app. So ons het apps wat jy kan download. So die basiese ding kan jy gewigte lees alles. Sodra jy na die app toe kom, vertoon hy alles op jou skerm vir jou selfoon. Wat lekker is daarvan as jy jou diere meet, kan jy hom scan vir jou selfoon, jy kan selfs 'n foto neem vir daai dier en jy kan jou gewig stoor by hom. En jy kan hom oplaai in die cloud en jy kan dit van daar af. As jy klaar is, gaan hy cloud toe. Sodra jy opvangs is, gaan hy in die cloud en jy kan al hom in die cloud en jy sit hom op jou rekenaar. En as jy die tweede keer en die derde keer het jy dit mooi uiteengesit, presies hoe dit lyk. So dis wat hom baie uniek maak, is die feit dat hy Bluetooth is en die app wat saam met hom loop. Op die voermenger sit ons dieselfde skaal. Dan gee vir jou die instruksie van hoeveel voer jy moet laai en hoeveel jy aflaai. Ons het self GPS-koördinate, jy kan sien hoe laat is waar gelaai, hoe laat is afgelaai en waar is afgelaai. So ja,
dis wat ons met die skakie doen. Dis 'n ding wat nou al jare by my aankom, wat is nou uiteindelik uitgesort het. Vroeër het ons gekyk dat tablets, alle goed, maar elke ou het 'n selfoon. Ja. Wat baie lekker is, die kalibrasie is op die skaal, die display alles nog op die skaal. So jy kan alles hier sien, maar jy sien dit op jou selfoon ook. Dis reg. En sodra jy 'n ander selfoon kry en jy Dis die informasie is klaar. jy connect hom met die Bluetooth, is hy gekalibreer en alles werk. Alles is gestoor. So jy hoef nooit te herkalibreer met allerlei goed nie, alles is reeds reg. Wel Jaco, baie dankie vir jou tyd. Ons weet dit gaan 'n lekker besige dag ook wees vir die van julle wat gelukkig is vir die Nampo-gangers hierso. Kom gerus by Roomax. Hulle is hierso om te help. Ons het nou deur heelwat van hulle produkte gehardloop. Hierso is nog soveel meer. Dit is vir spesifieke aanleg. Dis hoë kwaliteit lampe produkte. Jaco, baie dankie. Sterkte vir die skou en dankie vir julle tyd. Dis 'n groot plesier.